Subkulturele groepe ontstaan as kleiner gemeenskappe binne 'n dominante kultuur, gekenmerk deur gedeelde belangstellings, waardes of identiteite wat verskil van die hoofstroom. Hierdie groepe bied dikwels 'n gevoel van behoort en onderskeidendheid vir hul lede. Maniere waarop subkulturele groepe gevorm word. Gedeelde belangstellings en aktiwiteite, mense met gemeenskaplike stokperdjies, artistieke voorkeure of ontspanningsaktiwiteite vorm dikwels subkulture. Voorbeelde sluit in spelgemeenskappe, skaatsplankryers of musiekgebaseerde subkulture soos punk of hip-hop. Reaksie op dominante kultuur. Subkulture kan vorm as 'n reaksie op ontevredenheid of vervreemding van hoofstroomwaardes of norme. Byvoorbeeld, teenkulturele bewegings soos die hippies in die 1960s het dominante maatskaplike verwagtinge teengestaan. Identiteit en demografie. Gedeelde eienskappe soos etnisiteit, godsdiens, ouderdom of seksuele oriëntasie kan individue in subkulture verenig. Voorbeelde sluit in ligte gemeenskappe, etniese enklawes of jeugsubkulture. Geografiese en sosiale kontekste. Nabyheid en plaaslike toestande kan lei tot die ontwikkeling van streeksubkulture. Stedelike subkulture soos graffiti-kunstenaars weerspieël dikwels die unieke uitdagings en geleenthede van die stadslewe. Tegnologiese en digitale platforms. Aanlyn gemeenskappe het die vorming van vertele subkulture moontlik gemaak gebaseer op gedeelde digitale interaksies. Voorbeelde sluit in fandoms, beïnvloeders en internetgroepe. Ekonomiese of klasverdelings. Subkulture kan ontstaan uit gedeelde sosio-ekonomiese ervarings of stryd. Werkersklas subkulture weerspieël byvoorbeeld dikwels die aspirasies en uitdagings van hul ekonomiese konteks. Subkulturele groepe word gevorm deur 'n verskeidenheid weë, dikwels gewortel in gedeelde ervarings, identiteite of reaksies op breër maatskaplike norme. Hierdie groepe verryk kulturele diversiteit deur ruimtes te bied vir individue om unieke perspektiewe uit te druk en gemeenskap te bevorder.